En soos beloof, dit is nou so 12 uur op Millie FM kos vir jou ore. En wat 'n voorreg om te praat met the man, the myth, the legend, Jackie Lou. Goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goed en self. Baie welkom hier by Millie FM. Dankie, dis die eerste keer dat ek met julle praat. Ek hoop nie dis die laaste keer nie. Nee, glad nie. Ek het so 'n bietjie navorsing gedoen oor julle en die mense in Bloemfontein veral praat baie goed oor julle. Ag, baie dankie. En sê nee, as jy onderuit by hulle kan kry met jy praat, want die mense like familie FM. Nee, dit is so. Nou Jackie, ek wil praat 'n bietjie oor jou songs, jou liedjies. Dit is altyd vrolik en altyd opgewek. Jy het al vele van my braais baie lekker gemaak. Maar daar's een liedjie wat ek oor moet vra. Vertel vir ons die storie oor agter Rambo die polisiehond. Okay, so kyk, Rambo, my liedjies kom al eintlik baie lank. Kyk, ek het professioneel begin sing 27 jaar terug in 1998. Rambo is geskryf in 1995. Nou kyk, ons is almal ek en my pelle was in D.F. Milan Hoërskool in die Kaap gewees. En dis nou, ek dink daai tyd het ons ek gaan nou my ouderdom lekker weggee, maar ons het begin kar ry, jy weet, begin leerlinglisensie kry en so aan. En dit ons klomp pelle baie onwettig as 16-jarige manne van Bellville afgery Gansbaai toe. En my een vriend Bosman Bonthuis, sy ouers het 'n baie lekker strandhuis gehad op die see. En kyk, daai jare ry mens nou nie die beste karre nie, ry kar wat net kan ry, jy weet. En Bosman se kar is 'n ou Lancia gewees, wat ons reggemaak het, 'n ou silwer Lancia met rooi leer seats. En dan ry ons so aan by Gansbaai en dan by die polisiestasie draai ons regs. En dan as ons so afkom by die Wetstraat dink ek en ons draai regs by Kusweg en Kusweg is teen die see obviously nou daar waar Bosman hulle se strandhuis was. Dan is daar so 'n hond wat nou agter die exhaustpyp se klank aan chunk. So dan kom ons Lanciaatjie met ons 4 manne daarmee om die draai. So ek en John en Rudolf en Bosman, ons is 5 ouens gewees. Dan maak ek kar so en dan gaan hy hond so jy weet, dan kom ons by die strandhuis aan en dan steek ons 'n vuur aan en die ouens, ek met my pa se dominee, so ons begin vroeg kuier, jy weet. En in elk geval dan my pa was actually almal van hulle se dominee gewees. So ek was al die dominee se seun en jy weet Bosman se pa het groente verkoop op die mark en Rudolf se pa was argitek gewees en John se pa joernalis en so aan. In elk geval maar ja, en dan sê hulle vir Jackie, haal 'n bietjie uit die gitaar. Ek is die enigste ou wat kan gitaar speel van ons pelle. En dan begin ons liedjies opmaak en Rambo die polisiehond is een van die eerste liedjies wat ek opgemaak het daar teen die see met die vuur wat brand oor die hond en wie is die hond en wat doen hy en jy weet en toe maak ons nou maar op dat die hond 'n polisiehond is want ek wie weet jy weet en op die ou end het die hond toe nooit weer uitgekom as ons daar verby ry nie en toe hoor ons nou maar die hond is toe oorlede. En van daar het die storie toe gaan Rambo die polisiehond wat ons so later sê is getrap langs die highway en die goed. So dis eintlik 'n ware storie, maar oor die polisiehond is al wit leentjie wat ek vertel het in die liedjie. En dan ook natuurlik jy werk saam met baie bekende ander kunstenaars ook. Veral 'n liedjie wat op hierdie stadium baie goed doen is die een wat jy en Dion Groot saam doen. Ja, weet jy, ek en Dion al lankal, jy weet, lankal saam met liedjies om opneem, want ons is baie dieselfde, ons kom al uit dieselfde. Interessant genoeg, Dion se mense bly in Gansbaai. Jy weet, waar hoe kom jy sê, my roots eintlik is as musikant. Ek speel Bellville en Stellenbosch, is waar ek groot geword het, maar Dion se mense bly in Gansbaai en ek dink amper is van Namibia af, as ek nie mis het nie. Maar ons kom af van 'n boere agtergrond af en ek kuier so lekker saam. So as ons op 'n boot gaan, ek weet Dion is by die stadium op 'n boot uit met een van die radiostasie en toe sê vir Jackie, is jy ook op die boot? Toe sê ek vir hom nee hierdie jaar, hy sê my dankie tog. Want as ek en hy die boot op die saam die boot is, as jy weer sien, gaan ons sommer self die boot bestuur, jy weet, so is daai tipe. En toe kom hy na my huis toe, sê vir Jackie, weet jy, kom ons skryf 'n liedjie en ek sê vir hom, man, ek het nog altyd 'n liedjie geskryf wat hou my dop. En die liedjie moet so lekker amper onthou jy daai liedjie van George Michael, You've Gotta Have Faith, daai liedjie. Yes. Tink. Dis ek wil 'n liedjie op baie beat skryf en iets met hou my dop, jy weet, toe van en toe sê maar kom ons begin om met iets te begin soos brandewyn. Dat die Afrikaners sal opkyk en sê, hoor hierdie ou sing oor iets wat ons nogal baie drink as ons die naweek 'n bietjie rugby kyk of wat ook al, jy weet. En van daar toe begin die liedjie en ek en Dion met Marcus weer sien sy honderde duisende streams en mense het hom oor en oor geluister tot vandag toe nog. En hy kry, soos ek hier sit, weekliks op Spotify, ek dink 17,000 strome per week. Steeds. En die liedjie is nou al laas jaar uitgekom in November maand. So die liedjie doen baie goed en Dion het my gevra, kom ons doen nog een vir somer 2025.
So die luisteraars kan verwag, ons gaan hierdie jaar sal ek en Dion waarskynlik nog ietsie uitbring wat ook 'n lekker woema, 'n lekker liedjie wat jou lekker laat voel, want ek dink dis die belangrike ding. En ek moet net bysê vir die luisteraars wat nog nie die musiekvideo gekyk het nie, gaan kyk dit is skroeisnaaks. Ja, ek het dit verskriklik geniet. Maar Jackie, jy self wat volgende naweek so 'n bietjie vir ons kom kuier in Bloemfontein. Ja, weet jy, ek probeer een keer 'n jaar 'n draai te maak by my vriende van die Country Club. Nou, dis nogal 'n lekker plek want hy voorsien vir die kinders ook. Verstaan, dis nie net 'n groot mens joint nie. En my konsert, al is dit nou 'n kuierkonsert, is vir die hele familie. Jy weet, daar's niks vulgêr in die konsert, daar's nie vloekwoorde in nie. En so ek kuiter vir 'n ek dink deesdae vir 'n gehoor wat 'n bietjie ouer is, jy weet, kom ons sê 35 plus. En baie van daai mense het net maar kinders en hulle het klein kindertjies en hulle kan nie 'n babysitter kry nie, jy weet. As ek bring hulle saam, ek dink amper as ek mis dit nie, is dit kinders onder 10 jaar oud verniet en dan kinders bo dit is soos halfprys en dan ek dink die groot mense R100, wie's in daai lyn. So dit is vir families by die Country Club en dit is 'n lekker konsert. Die ding is die Country Club druk my 'n bietjie om meer vir my country goeters te sing, jy weet. Yes. 'n bietjie Country Roads, 'n bietjie Chris Stapleton. Die luisteraars weet dit nie, maar ek het laas jaar 3 liedjies saam met Demi Lee Moore opgeneem. En dis bekende liedjies want ek dink sy begin so bietjie die internasionale mark uitcheck. En Demi het voor my groot geword in Durbanville. My pa was die dominee gewees ook en sy was alles ook in die gemeente. En ek het haar gesien deelneem aan Idols en al die verskillende kompetisies. Op die ou end het ek sy saam gesing by Kaptein en Vriende by Monte Casino met Kurt Darren. En die Sondag na alles verby is bel sy my sê, Jackie, kan jy dalk bietjie saam met Mondvletjies speel en gitaar speel? Ek het 3 nuwe country liedjies wat uitkom van Chris Stapleton, Willie Nelson en ek dink amper Uitjie Breekjaat, Billy Ray Cyrus. Hy het 3 liedjies en nou nie Uitjie Breekjaat nie, maar van daai kunstenaar 'n ander liedjie van hom van Billy Ray Cyrus kan ek dalk help en ek sê toe aanvanklik nee. Ek sê toe nee, wat ek gaan nie gitaar speel in 'n band nie. Ek is dan al die jare 'n frontband, jy weet. Ek is ou by die gitaar slaan. En toe sê my vrou vir my, hoorie so, is jy 'n fan van Demi? Toe sê ek natuurlik, ek wie's nie 'n fan van Demi Lee Moore nie, sy's amazing. Toe sê my vrou, maar doen dit dan, help haar, want sy obviously nie iemand wat haar kan help nie. Sy kort iemand wat die skills het wat jy het met bondvletjie en gitaar. Toe rekord ons 'n liedjie met hom Arkansas van Chris Stapleton, 'n rock weergawe. Nou Bart, daar man, Bart Lou, hy sê vir my, Jackie, ons soek jou hierso met 'n lekker gitaar rhythm. En die liedjie is reeds uit. Hy's reeds op YouTube uit. The Arkansas, dis presies dorp in Amerika, yes. Arkansas. En is unbelievable. So ek gaan nie waarskynlik daai liedjie doen nie. Ek sal waarskynlik Chris Stapleton doen. Tennessee Whiskey doen ek baie graag. Dis 'n liedjie wat ek graag doen. So ek gaan country vir die mense sing. Ek gaan my eie liedjie sing, Voshaar Nooi, 1 miljoen woorde, al daai goed. Maar my nuwe liedjie wat nou uitkom oor 4 weke, se naam is ek wil eintlik 'n drumroll gee want dit gaan baie snaaks wees as ek dit nou reveal. Dis 'n unbelievable liedjie. Die liedjie se naam is Die 3 Varkies. Nou, ek raak nou ouer, so vir my is dit ek maak musiek wat my laat glimlag en vir my lekker is. Nou die storie van die 3 varkies is mos 'n baie bekende internasionale storie. In alle tale, almal ken die storie van 3 varkies. En ek het gedink dit sal snaaks wees om die 3 varkies se storie te vertel in Afrikaans, maar om te vertel soos hierdie 3-piece band, hierdie basgitaarspeler, drummer en sanger wat gitaar speel, wat nou hulle raas te veel en die wolf is so amper die polisie en die wolf sê, as jy aanhou raas, gaan ek jou huis afblaas, jy weet, en op die ou en dan kom die wolf aan by die laaste baksteenhuisie en hy maak die garage deur oop en daar blaas die varkie band die wolf weg, jy weet. En dit is 'n ongelooflike lekker liedjie. So ek gaan hom kom sing op die aand en dit is vir die kinders ook lekker want die kinders kan nou die storie van die 3 varkies in Afrikaans hoor met 'n rock vibe en so ek sien nogal baie uit om die liedjie te kom voorstel in Bloemfontein op die 21ste Maart by die Country Club en net 'n lekker tyd te hê. Ek is van daai sangers wat die hele aand is in die gehoor kuier en vir die tafels kom groet, kom hallo sê en 'n fotootjie neem en natuurlik bring ek my jakkie kappies. Ek wil net verduidelik, Liz Meyering het die naam vir my gegee. Die jakkie kappies is nou my hoetjies. Dis nou my hoetjies, my matras hoetjies en my so ek het dit al hê, ek het deesdae G-strings wat ek verkoop. En jy sal basies hoe baie mans G-strings vir my koop. Sê ek my pel. Ek sê hierdie gaan nie vir jou pas nie. Dan sê nee, dit is nou vir sy meisie. En dan sê ek my hoekom is hy nie hier nie, jy weet. So ek bring die G-string saam, ek bring die Jackie Meister saam, dis so 'n caramel Jägermeister wat van gemaak word hier by die distillery en ek wil net hê ek noem dit nou maar wat my produkte wat ek bring na die konsert is deel van my konsert. Dis deel van die Jackie Lou live ervaring. Die mense kom kyk al die interessante goed wat ek het, die sokkies,
ek het jakkie plakkies, ek het allerlei snaakse goedjies ek saambring om die mense net te wys, jy weet, ons hoef nie alles in te voer van teame af nie, is mense hier so wat kan maak vir ons in Suid-Afrika wat goeie kwaliteit maak en ek weet my Speedo wat ek verkoop is so goeie kwaliteit. Meeste mense wat ek ken, onder andere Meyer van Buffelsfontein, hy sê Jakkie, jy weet, hierdie is nie 'n Speedo vir my nie. Ek sê wat is dit vir jou? Hy sê hierdie is vir my 'n onderbroek. Hoorie Jakkie, baie dankie vir jou tyd. Is fantasties geweest om te praat. Dit is definitief nie die laaste keer wat ons gaan gesels nie. En ek weet jy is op pad om te gaan toer. Vele sterkte daarmee. Baie dankie. Ek sien uit om julle te sien vir al die mense ook om alles vir die 21ste. Ek sien uit en dankie dat julle my help vir die bemarking en goeie mielies. Goeie mielies, dankie. Jakkie, jy moet 'n lekker dag hê en veilig ry. Lekker dag man. Cheers.